Vriende, dis 'n voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees en ag, die gebed van my hart is dat die Here ons ryklik sal seën. Ons is besig met hierdie reeks oor 'n kruisopname, die pad na ware vrede vir jou siel. Ek het baie duidelik vir u gesê dat sonde, van watter aard en watter vorm dit ook al mag wees, neem baie keer ons vrede en ons blydskap weg. Daarom is dit nodig om te sien wat die Here vir ons leer in sy woord. Ons is tans besig met Kolossense 3 vers 8. Daar staan, julle moet alles aflê, naamlik toorn, woede en boosheid. Ons het reeds daaroor gepraat. Vanmôre se gedagte dan lê af laster. En dan die groot rede, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Dit is belangrik dat Jesus se beeld al hoe meer in ons gestalte sal kry. Mense moet ook kan sê, daardie man en daardie vrou was by Jesus. Hulle het eens op 'n stadium so gelewe, hulle het by die kruis uitgekom en nou lewe hulle anders. Dis alleen deur die instaatstellende krag van die Heilige Gees dat hierdie goed kan gebeur. En daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk wat laster beteken en hoe ons hierdie sonde in ons lewens moet aflê, ontslae moet raak daarvan, sodat ons die vreugde en die vryheid in Christus kan geniet. Kom ons doen net 'n kort gebed saam. Hemelse Vader, ek bid vir u wysheid in die oordra van u woord. U weet dat die mens maar beperk is in die vermoë om die woord in harte dan lewend te maak of oor te dra. Here, ons kan die woord bring tot by die oor, en dan is ons gebed altyd dat u die woord in die hart sal laat afsak, en dit op vrugbare grond sal laat val, sodat dit vrug sal dra 30, 60, ja 100voudig tot u eer. Ons het nie die vermoë wat die Heilige Gees het om 'n hart lewend te maak en 'n kind van God se hart te vernuwe en daagliks te vernuwe deur die woord nie. Maar ons het die verantwoordelikheid om die woord op so 'n manier te bring dat dit die hart kan tref, sodat dit, Here, vir u naam en vir u koninkryk iets kan beteken. Daarom bid ek dat my begeerte, soos die wat luister se begeerte sal wees, deurgrond my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart. En Here, lei u my op die ewige weg. Verheerlik u self, Vader, deur u seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, hierdie woordjie laster en die gedagte van lê af laster, trek uit laster. U onthou die gedagte van lê af is om 'n vuil kledingstuk uit te trek en jou te beklee met 'n nuwe kledingstuk. Dis dieselfde gedagte hier, lê af laster. Moenie verder laster nie. Waarom? Want laster is deel van jou ou mens, van jou sondige mens voor jy tot bekering gekom het. Beteken dit dat kinders van die Here nooit laster nie? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink dis juist waarom die apostel Paulus hierdie gemeente waarsku en oproep om laster af te lê, omdat dit nog deel van kinders van God se lewens is van tyd tot tyd. Somstyds waak ons nie, somstyds bid ons nie, somstyds bewaar ons nie ons hart nie, en dan sê ons dinge en doen ons dinge wat ons later baie spyt oor is. Nou die woordjie laster, in die Engels is die woordjie to slander. In die Grieks is dit die woordjie blasphemai. En dit beteken om van iemand te praat sonder bewyse van dit wat jy sê, of dit waar is al dan nie. Met ander woorde, jy gossip, sê die Engels. Jy het iets gehoor by iemand van iemand, en nou praat jy daaroor asof dit bewyste feite is, en jy beswadder iemand se naam. Hierdie woordjie laster beteken ook onware kwaadsprekery. Dit beteken om iemand te wond. As jy iemand met 'n mes steek, vriende, is daar pyn, daar is 'n letsel, daar is 'n wond, daar is die verlies aan bloed, daar is skade, en dis dieselfde die woordjie laster as om iemand te wond, om iemand te beledig, om iemand se eer te skend. Dis om iemand se naam, se goeie naam af te breek. En vriende, dit gaan hier om op hoorsê ander se naam te belaster. Om selfs 'n vervolging van stapel te stuur teen so iemand of so 'n organisasie. Ek kry baie WhatsApps wat mense sê, luister, hulle dit en dit en dit gehoor en ons moet 'n petisie teken teen dit en dit en dit, en as jy later uitvind, kom jy agter, daar was nog nooit so iets gewees nie. Want hierdie een hoor by daardie ene storie, en dikwels hoor jy hierdie predikant het sis en so en dit en dat gedoen, en almal praat oor hom, en nooit vind iemand by hom uit of dit so is al dan nie, terwyl die woord sê, jy mag nooit 'n beskuldiging van 'n ouderling aanneem as daar nie 2 of meer getuies is nie. Dis die hartseer geval en die hartseer saak in die kerk van die Here Jesus. Belydende kinders van die Here is mense wat lief is om te laster,
of kwaad te praat. En ag vriende, daar is baie mense wat hulle self heilig wil voordoen, maar as hulle mond oopmaak, praat hulle oor ander mense, hulle belaster ander mense, hulle beskinder ander mense, hulle beskimp ander mense, en 9 uit die 10 keer het hulle nie eens die feite tot hulle beskikking nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, dat die Here nie wil hê ons moet laster nie. Dit is 'n sonde wat skade doen aan ander mense se lewens, maar ook aan jou en my lewe. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, daar in Psalm 15, 'n Psalm van Dawid: Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op die heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart en die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie sy oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel nie. So wie mag woon op die heilige berg van die Here? Die Bybel sê hy wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, wat sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. En die vraag wat onmiddellik in mense se hart na vore kom, en dit is, mag ek nooit iets van iemand sê nie? Mag ek nooit praat oor eersdaanse kennis wat ek opgedoen het van iemand nie? En vriende, ek dink nie, dit is wat die skrif vir ons wil kom leer nie. Onthou, wanneer jy getuie in 'n hofsaak moet wees, moet jy gaan getuig oor die feite tot jou beskikking, oor wat daardie persoon verkeerd gedoen het. Dan laster jy nie teen die persoon nie, dan gaan jy nie met laster om nie. Jy's besig om eerbaar te getuig oor die saak, en die inligting wat jy deurgee is feite wat jy dan ingesamel het. Dit beteken ook wanneer 'n mens kom by 'n saak, en ek wil vir u sê, wanneer jy 'n dogter het en jy sien 'n seun begin by haar vlerk sleep, en die gedagte kom by jou dat hierdie seun 'n seun is wat al hoeveel meisies miskien verhoudings mee gehad het, en miskien al 'n meisie of 2 swanger gemaak het. Vriende, kan jy hierdie kind konfronteer, en jy kan hierdie saak in sy spore stop. Waarom? Dis nie om te laster nie, maar dis juis om hierdie feite wat tot jou gekom het, te ondersoek, en seker te maak dat jy feitelik optree, om dan jou dogter te beskerm, of jou seun, of wat ook al die geval mag wees. Dis werklik om met feite op te tree, en eerbaar teenoor mense op te tree, juis om die saak van die Here dan te bevorder. Die oomblik wanneer jy hoor dat iemand van 'n ander een maar net lukraak praat en opinies lewer, en jy daardie persoon konfronteer en vir hom sê, waar kom jy aan hierdie feite van jou? En hy sê, nee, ek het gehoor by daai een wat gehoor het by daai ene, dan het jy en ek nodig om daardie persoon in sy spore te stop en te sê, luister, dit wat jy nou doen is wat die Here ons as kinders van die Here teen waarsku, dat ons laster moet aflê, dat ons nie van mense moet kwaad praat, mense moet beledig, en mense moet wond deur ons woorde nie. Ons woorde moet met sout besprinkel wees, en ons moet vir die Here altyd vra vir wysheid in hierdie saak. Daarom vra ek jou, voor jy van iemand iets sê, dink 2 keer. Voor jy opinie lewer, maak seker dat die feite tot jou beskikking ware feite is wat jy ondersoek het, en wat uitgekom het op, dit is so. Onthou maar net een ding, die skrif is baie duidelik daaroor, dat ons ook mense moet waarsku. Die Here het sy disippels gewaarsku teen die Fariseërs en die Sadduseërs. Hy sê vir hulle baie duidelik dat die Fariseërs en Sadduseërs is blink, gepleisterde grafte vol doodsbeendere. Hulle is of wit gepleisterde grafte vol doodsbeendere verskoon. Hulle is mense wat die naam het dat hulle lewe, maar hulle is dood. Hulle is mense wat voorgee wat hulle nie is nie. So, daar kom tye wat ons mense moet waarsku. Maar pas op vir lastering. Want die gedagte kom baie duidelik deur, dat lastering is om van iemand kwaad te praat sonder bewyse. Dis om kwaad te spreek van iemand, en jy weet nie of dit wat jy sê waar is nie. Dis om iemand te beledig, of sy naam en sy eer te skend. Mag die Here my en jou bewaar van so iets, dat ons nie skuldig voor die Here staan nie, dat ons nie die Here se naam oneer aanbring, en later in my bed rondrol en dink by myself, sê nou hierdie saak kom uit, en sê nou iemand hoor dat ek het van ander gehoor het, en het oorgepraat het, wat gaan gebeur nie. Maar dat jy met rus en vrede in jou bed gaan lê en sê, luister, hierdie saak het tot my ore gekom, maar ek het hierdie saak nie verder oor vertel nie, want ek het geweet,
dat dit nie feite is nie, en God sal nie verheerlik word nie. En dis my begeerte vir my en jou, dat ons altyd 2 keer sal dink voor ons iets sê. Dat ons stadig sal wees om te praat, maar vinnig om te luister. Dat ons ook wanneer ons hoor mense is besig om te gossip of om te laster, dat ons hulle in hulle spore sal stop en sê, luister, dis nie wat die Here van ons vra nie. Mag die Here ons wysheid gee, mag hy ons insig gee. Vriende, om vir die Here te lewe is nie aldag maklik nie, maar glo my, dis moontlik en is die moeite werd, omdat die Gees ons in staatsteller is. Baie seën vir u, baie liefde, staan vas in die vryheid waarmee Christus u vrygemaak het, en lê die sonde af, en neem die werke van geregtigheid op. En ons sal in die weke wat kom, bietjie kyk na wat ons meeself moet beklee. Ons lê nou sekere goed af, ons kyk wat dit is, ons kyk wat dit beteken, ons ondersoek ons lewens om te kyk of hierdie goed in ons lewe teenwoordig is nie, en ons gaan kyk in die dae wat kom, wat moet ons aantrek, wat moet ons aanneem, om dan ook hierdie sondes in ons lewens te staan. Mag die Here ons seën met wysheid, tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.